Goeiedag, dit is 'n groot voorreg om weer vandag saam met jou te kuier. Ons tema vir vandag is, dit gaan goed, dankie. As jy rondom jou kyk en mooi luister, dan sal jy agterkom dat daar 'n sekere verstaan van dankbaarheid is. En dit is asof mense, ek wil amper sê die leuen glo dat jy sal meer dankbaar word wanneer jy meer dinge ontvang. Of wanneer jy meer ervarings kan versamel. En daardie is 'n leuen wat jy self glo. As ek die Bybel lees, dan sal 'n verstaan van dankbaarheid wat sê dat jy kan dankbaarheid kweek deur bewus te wees van God se teenwoordigheid en sy goedheid in die hede, in die nou, in jou huidige omstandighede. Al het jy nie nog ervarings of maak jy nie nog goed by mekaar nie, maar jy kan dankbaarheid beleef. So dit gaan eintlik oor 'n nuwe manier van kyk na die lewe. En Elvis Blue het 'n lied geskryf, Mooi, is die lied se titel, en dit sê vir my iets van hierdie manier van kyk na die lewe. En as jy tydjie kry, gaan luister dit gerus. Ek gaan vir ons net 'n paar van die woorde lees. Hoe raak jy aan die slaap? Hoe begin jou dag? Open jy jou oë met 'n traan of met 'n lag? Kyk jy om jou rond, sien jy dan die son? Of soek jy agter alles na die skadu op die grond? Leef jy vir geluk of sterf jy van verdriet? Is daar vir jou 'n keuse of het jy geen keuse nie? En dan dit maak nie regtig saak of dit waarheid is of nie, dis hoe jy dit sien. Hoe mooi kan jou lewe lyk? Dis maar hoe jy kyk. Dis maar wat jy droom. Hoe mooi is jou werklikheid? Jy is net so ryk as wat jy voel. Weet jy wat jy het? Is die sirkel rond? Sien jy wat daar staan? Of bly jy oë op die grond? Kry jy wat jy wil? Of meer as wat jy vra? Is jy tevrede met die minste, of is die meeste nooit genoeg? Raak jy verwonder deur die sneeu, deur die druis van die wind? Geniet jy nog die voëls en die glimlag van 'n kind? Bewerk jy jou geluk, want binne in jouself is die eindig en begin. So as ons dan op 'n ander manier ook na dankbaarheid kyk, dan help dit om 'n paar dinge in dankbaarheid raak te sien. Die eerste ding is, as jy na dankbaarheid kyk en jy sien dat dit iets van benefit deurgee. Daar's 'n voordeel. So om dankbaar te wees, is dat jy die vermoë het om te kan sien dat iets vir jou geskenk is, dat iets vir jou guns is, dat daar vir jou voordeel is in die dinge wat jy ontvang. Psalm 103 sê dit so mooi, Hy vul jou lewe met goeie dinge, vernuwe jou jeug soos 'n arendsin. So die eerste ding van dankbaarheid, jy moet kan sien, hier's guns, jy moet kan sien, hier's 'n geskenk. Dis maar hoe jy kyk. Dan die tweede ding van dankbaarheid, daar's 'n benefactor. So daar's 'n gewer, daar's iemand wat gee. So jy moet die vermoë hê om te kan ontvang van iemand wat dit vir jou gee. En om dit te kan doen, moet jy glo dat die goeie in die lewe kom van iemand af wat dit met jou goed bedoel, wat 'n goeie intensie het met jou. Dis nie net jou eie toedoen nie. Dis nie net jou eie harde werk nie. Dis nie net jou eie vaardighede nie. Iemand gee ook vir jou iets. En dis hoekom Jakobus 1 so mooi hier pas, 1 vers 16 tot 17, moet dis nie mislei word nie, my geliefde broers en susters. Van bo af kom net goeie, ja, volmaakte gawes. Hulle kom van die Vader, wat die hemelligte geskep het. Anders as die hemelligte staan hy onbeweeglik vas. Selfs sy skare weer verskuif nie, soos hulle sin nie. En dan die derde ding, as jy kyk na dankbaarheid, is daar 'n beneficiary. Daar's 'n begunstigde.
Ek hou ook selfs daarvan die woord gebruik, daar's 'n begaafde, iemand wat daai gawe ontvang het. So ek wonder ek het gewonder hoe sal ek doen met 'n dankbaarheidstoets? As hulle nou my stoets, hoe sterk is ek in dankbaarheid? Wat sal deurkom? Hoe sal ek daai toets slaag? En dit my laat dink aan 'n keer wat ek onbeskryflik dankbaar was. En dit was voordat ek getrou het ek my pa op die bed gesit en praat en baie bekommerd oor hoe gaan mense alles betaal en hoe gaan hoe lyk die getroude lewe? En my pa het my gesê hy wil graag vir my 'n geskenk gee. En was nog 'n redelike groot bedrag in daai tyd. En ja, ek kan net onthou hoe ek gevoel dat ek dit glad nie verdien nie. Ja, maar ek was begunstig. Ek was so dankbaar. En met hierdie dankbaarheid kweek dit 'n houding van nederigheid. Want jy besef, ek kan 'n klomp goed doen, maar seker goed wat ek net kan ontvang. En ek is begunstigde. Die ander kant is dat jy geregtig voel en dat jy eie geregtig voel. En die Engelse praat jy is entitled. En hoe meer entitled jy is, hoe minder sal jy dankbaar wees. Want dan sal jy meer en meer kry, maar jy voel minder en minder dankbaar. Daar was onlangs 'n dokumentêr wat ek gekyk het en 'n voorbeeld vir my van iemand wat nederig is, wat as 'n begunstigde leef, is Riley Norton, 'n groot rugbyspeler, cricketspeler, en het 'n onderhoud met hom gedoen. En as jy daai onderhoud gaan na luister, dan kan jy sien hier's 'n groot stuk nederigheid. Iemand wat leef soos 'n begunstigde. En dan laastens, daar's ook weer 'n lied van Elvis Blue, meer is genoeg. So as jy kan leef met 'n wete en met 'n houding van ja, ek het meer is genoeg. Want ek hoef nie alles te bewerk nie. Iemand gee vir my, ek sien alles as 'n geskenk en ek leef met 'n houding van ek is 'n begunstigde. So ek wil jou uitnooi in hierdie week, wanneer iemand vir jou vra hoe gaan dit, dan die maklik is om te sê nee, goed dankie. Ek wil jou uitnooi om daai goed dankie want dit gaan goed met my dankie want ek sien die lewe as 'n geskenk. Ek ontvang elke dag iets van die Here af wat goed is. En ek leef met 'n houding van begunstigheid. Amen.